meer prakties probeer het om Dorothea Bleek se versameling wat sy aan ons geskenk het. Dis tussen ons en UCT en ek van dit is ook in Nasionale Biblioteek uit te stel. Wat is hierdie goed hoofsaaklik van Kam, maar ook ander San? En die titel Sounds and Silences from a San Archive. So die klank verwys eintlik spesifiek na die wassilinder klankopnames wat hulle in die 1910-1911 Prieske ekspedisie gemaak het. En maar dan Silence is ook, jy weet, dis ook hierdie mense wat Driemetjie Streep hier uitgebeeld is, maar die Kam en goed. Hulle is nie meer met ons nie. San is met ons, maar Kam en hulle lewenswyse is nie. Wilhelm en Lucy en sy tot mindere mate, maar in die 1870s het hulle mos met hierdie Kam gewerk hier in Kaapstad. En al daai wonderlike etnografie en goed, weet 12-13.000 bladsye van hulle notaboekies en goed. En Tabo en al die bekende mense het al hulle stories vertel. So die saam met hulle eie taal. Hulle het hulle eie taal gehad, ja. Waar het hulle voor? Dit was daai deel van die Karoo wat so Carnarvon, Wollaston, Kenhardt, daar rond. Baie van hulle ook van Kaapstad gekom, daar was 'n wagon driver en hy het gelyk, weet, kortere, geelere, grotere geboude en goed. Net so die Kam, die enigste ding wat hulle spesiaal maak is een van hierdie soort van accidents of history. Hulle was hier in die Breakwater gevangenis en hulle het vir dinge soos veediefstal, moord en goed van die Europese woorde te gebruik. En dan was Bleek en Lloyd in die dorp en hulle het vir George Gray gesê, ons wil die taal bestudeer en nadat hulle vonnisse deurgebruik moes hulle dan na hulle huis toe gaan. En er was ook 'n Tabo, een van die bekendes, Jankie Tore. Hy het teruggekom van sy tuisland. Hy hoef nie, maar hy het besef hierdie manier van die lewe is aan die uitsterf en hy het besef hoe kragtig skryf is en hy het gesê, jy moet dit nou alles neerskryf. 40 jaar later, hier in 1911, hierdie mense wat ook Kam was, kon amper niks onthou nie. Hierdie wassilinder opnames is van die laaste kere wat hierdie taal gepraat is deur 'n gemeenskap. Hoe belangrik is dit, hierdie opnames, as dit van die land? Belangrik, ja. Dit is in die oorhoofse hele ding oor tale in die wêreld, dinge soos Engels neem oor. Ek weet nie hoeveel Khoisan tale wat op die rand van uitsterf is. Daar's baie Khoisan tale, maar hierdie, ek dink as 10 of 12 wat minder as 'n dosyn mense het wat dit spraak. So, die Afrikaans is nie, maar Engels is op moribund, as daai mense doodgaan, sterf van taal uit. Maar dan kom Dorothea met hierdie, dis nou 'n phonograph, blykbaar is 'n phonograph en 'n gramophone is dieselfde ding. Die een is die Edison gemaak, phonograph, en die ander is 'n Duitse ontwikkeling, maar dis dieselfde ding. En hier op hierdie tyd, so dis is Dorothea Bleek se phonograph. En sy neem dit saam veld toe op hierdie 1910 en 1911 Prieske ekspedisie. En dit is basies die eerste keer wat jy die klank as klank kan neerlê, want voorheen skryf jy dit nou neer. So elkeen, dis wat jy nou daar hoor. En daai klank is half gefilter, want die oorspronklik is dit baie meer static en op van hulle hoor jy woep, 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 dis die groewe in die silinder. Hierdie is nie waar die klank opgeneem is, hierdie is die blank silinders. En dan sny hulle die groef in om die klank, by daai ander is dis te kosbaar om uit te staal en is baie bros. Maar dan praat dit oor Guiman se storie en Linkie en Guiman, hy vertel nou, hy sit op band neer die storie vir sy kinders, hoe hulle pad huis toe moet vind, klas van ding. So baie van hierdie goed is baie hartseer en goed, dit is, die mense weet wel, hulle is aan die uitsterf, fisies en as lewenswyse. En dis een van die laaste kere wat hierdie taal gepraat is. Van hulle is singmense, van hulle vertel 'n storie en goed. Ons verstaan van die woorde, van dit nou nie. Yo